Ek wil dalk net sê, wat ek, ekskuus, in die begin gesê dat mense, weet, die vyand gaan vir mense wat lou is. En ek sê nie, as jy nie kerk toe kom, dan is jy lou nie. Wat ek wel sê, die Bybel waarsku ons dat ons byeenkomste nie moet nalat nie. Want dis 'n gevaarlike plek. Ek wil dit net gesê. Ek wil vanmôre wil praat, en ek wil praat oor die Heilige Gees vanoggend. Maar ek wil begin met 'n stelling te maak, en hy gaan dalk u skok. Maar, kom ek sê dit. Ek het hier neergeskryf, ek het altyd geglo dat Jesus Christus is genoeg. Jy kry gemeentes of kerke wat sê, only Jesus. En toe ek val nou by die viswaters was, het ek nou bietjie somtyd, ek het een Sondag, het ek nou valtyd spandeer. Ek het nie gaan hangel soos die ander nie, ek bietjie tyd spandeer met die Here. En hierdie ding kom by my op, en ek ervaar net die Gees sê vir my, Jesus is nie genoeg nie. En dit klink nie reg nie, maar dalk moet die sin klaar maak. As ons sê Jesus is genoeg, dan moet ons by sê, dit wat hy moes doen, het hy gedoen. Jesus is genoeg vir daai doel. Maar, en ek het neergeskryf wat was sy doel, en ek gaan nie vir jou alles sê nie. Een van die dinge is om ons hemel toe te vat, maar ek glo nie dit was die hoofdoel nie. Want as die Jesus se doel was net om ons hemel toe te vat, dan het die belofte nie gekom nie. Die belofte van die Heilige Gees. As die hele doel was van Jesus koms om ons net hemel toe te vat, dan was daar nooit 'n belofte van die Heilige Gees nie. Ons moet net gered geword het, dan is dit. Ek het hier neergeskryf, Jesus se doel, sy een doel was om ons hemel te vat, maar 'n belangrike ding vir my, ek wil amper sê die hoofdoel, ons was verlore seuns en dogters. En sy doel was om ons weer te versoen met 'n liefdevolle Vader. Dit wat Adam en Eva verloor het, dit het Jesus teruggebring vir ons. En dis weer dat ons 'n Vader het, 'n koning, en dat ons 'n doel in die lewe het, nie in die hemel nie, dat ons 'n doel hier op aarde het. En dit hy kom doen. Met ander woorde, dit wat Jesus gedoen het, het hy kom volbring. Hy het gekom ons sondes te vergewe. Hy het gekom en betaal vir ons siektes. Ons het gesing vanmôre. En hy het gedoen wat hy moes doen op aarde. Maar vir my, die prentjie wat ek gekry het, is soos 'n huis. Dit wat Jesus doen het, is die huis te gebou het, en alles binne dit. Maar daar was nog nie dak nie. En daarom het God die Vader sê, maar en Jesus sê, luister nie, dis vir my beter, dis vir julle beter, laat ek weggaan. Johannes 16. Vir my is beter laat ek weggaan, want die trooster gaan kom, en hy gaan, wat wil hy sê, hy gaan binne in julle bly. Met ander woorde, as ek sê, Jesus het nie alles gedoen nie, Jesus het gedoen wat hy moes doen, dit sê ek, en ek glo dit. En hy het die volle prys betaal. Maar raai wat, ons is toe nie hemel toe nie, onmiddellik nie. God die Vader sê, maar daar is 'n belofte nodig. En julle gaan die Heilige Gees nodig hê. En die doel van die Heilige Gees, wat is die doel van die doping van die Heilige Gees? Die doel van die Heilige Gees is dat ons met 'n spesifieke doel op aarde sal leef, en dit is to be Christ-like. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nou. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Kom ons gaan na 1 Johannes 2 toe. Sê dit pragtig. 1 Johannes agter in die Bybel, Petrus Johannes. 1 Johannes 2. En ek wil eintlik met u gesels vanmôre. Ek wil
1 Johannes 2 vers 5, hy sê, elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hierin weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook self so te wandel, soos hy gewandel het. Dis my en jou doel. Ons wat glo in die woord van God, dat ons sal wandel soos wat hy gewandel het. Hy was die lig, nou is ons die lig in die duisternis. Amen. En die enigste manier hoe ek kan wandel soos wat hy gewandel het, ek moet doen wat hy gedoen het. Hy is gedoop in water en hy is gedoop met die Heilige Gees en daarna was hy die lig van die wêreld. Hy is gedoop, water en met die Heilige Gees. Sy disippels gedoop met die Heilige Gees. En dan kom ons gaan na Handelinge 2. Jy vra vir my, ek het gehoor iemand vra, jy vra maar nou, waar kom dit by my uit? Kom ons gaan na Handelinge 2. Handelinge 2. Handelinge 2. Ons weet in Handelinge 2 is die uitstorting van die Heilige Gees, en Wil het gepraat oor die vuur, en die tonge van vuur wat op elkeen gekom het, dis waar die disippels gedoop is. Ons weet Jesus gedoop in water, gedoop met die Heilige Gees. Ek hoef hier nie dit vir jou te sê nie. Hier sien ons disippels word gedoop met die Heilige Gees. Ek gaan na vers, en Petrus begin preek, as jy daar lees van vers 14, begin Petrus preek vir die klomp, en nou kom ons by vers 38 en 39. Handelinge 2, 38 en 39. Mense, hulle vra, kom ons begin met 37. Toe hulle dit hoor, wat Petrus spreek, is hulle diep in hulle harte getref, en het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broeders? Met ander woorde, hulle die woord gehoor. Nou vra hulle, wat moet ons doen? Antwoord Petrus. Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word. Eers bekeer, en dan doop. Bekeer, en laat elkeen van julle gedoop word in naam van die Vader in naam van Jesus Christus vergewe van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, nie die disippels nie, vir julle klomp wat nou hoor. Bekeer julle, laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Vers 39. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal daar in Lutrigaard, wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom is die doop van die Heilige Gees, Jesus het dit gedoen, sy disippels gedoen, en nou kom die beloftes vir my en jou toe. En dis die enigste manier, luister mooi, dis die enigste manier hoe ons kan wandel soos wat hy gewandel het. Amen. As geen ander manier nie. Reg, en dit was die maklike gedeelte wat die Here my gedeelte. Hy sê, luister nie, het jy tot bekering gekom? En ek sê, Here, ja. In wanneer was ek matriek? 78 het ek my hart vir U gegee. Ek doop met die Heilige Gees in 83. Met ander woorde, ek sê, Here, ek is gedoop in water, 82 gedoop in water, 83 gedoop met die Heilige Gees. Met ander woorde, en nou sê ek, Here, I've got it. Ek kan leef soos wat Jesus dan geleef het. En ek weet, is nie waar nie. Dis toe die skok, verstaan? Nou die skok is, ek luister na mense wat bedien, ek het op my selfoon afgelaai, ek moet nie hierdie grapie vertel, dis nie grapie, nie is waar. Toe ons daar gekamp het, elkeen het sy eie tent, ons was 4 manne, ek slaap so 10 meter, het ek my tent, en dan is daar 4 hert tussen ons, want ek het 'n redelike sterk
Hoekom lag ek? Sterk brul. Ek het 'n redelike sterk brul. Ek slaap in die een hoek van die plek waar ons het. Dan is daar 4 kamp en 'n trailer tussen ons. Dan sit Fanny en dan sit Flippy en aan die ander kant bietjie verder is dit Dion gewees. Nou die wat die naaste aan my was Fanny en een oggend kom hy op, hy sê luister, ek hoor jy het 'n preek geluister. Ek sê ja, hy sê maar ek het toe iets anders ook gehoor. Hy sê die preek was nader en sagter gewees as die gebrul aan die ander kant. Toe sê ek vir hom is waar, ek het wakker geword, toe hoor ek die ding speel. Maar ek het in die aand het ek geluister na preke. En dis die ding wat my getref het. Ek luister na getuienis op getuienis op getuienis van manne wat God kragtig gebruik. En ek sê, Here, maar hierdie ouens, hoekom? Hoekom is dit moontlik? Hoe is dit moontlik, Here, dat ek sien Jesus nie net in hulle woorde, nie net in hulle teachings nie. Ek kan Jesus sien in hulle optrede ook. Kragtige dade, want onthou die belofte van wanneer jy gedoop van die Heilige Gees, sal jy krag ontvang om getuies te wees. Paulus sê dit in Korintiërs op 2 plekke, 1 Korintiërs, kom gaan na 1 Korintiërs, ek dink kom ons blaai gou soontoe. Op 2 plekke praat hy daarvan. 1 Korintiërs 2, ja, 1 Korintiërs 2. En ek deel wat ek beleef en ervaar het. Vers 3, 1 Korintiërs 2 vers 3. Paulus sê die volgende. Ek was ook by julle in swakheid en vrees en veel bewing. En my rede van my prediking was nie oorreëne woorde van menslike wysheid, maar in die betoning van gees en krag. En dan sê dit in hoofstuk 4 ook, vers 20, ek gaan net vers 20 lees, ek gaan nie nou, jy moet nie van vers 17 lees, maar ek gaan net vers 20, ons lees 19. Toch sal ek gou na julle kom, as die Here wil, en dan sal ek te wete kom, nie die woorde van die wat opgeblaas is, maar hulle krag, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. My boeties is die uitstaande kenmerk van doop in Heilige Gees is krag. Handelinge 1 vers 8. En julle sal krag ontvang, dynamis krag. En nou luister ek na preek en sê, Here, maar hoekom sien ek hierdie dinge in ander mense se lewe? Wat is die krisis dan in my lewe? En van die ouens wat hier voor my sit. En raai wat sê die Here vir my? Hy sê, luister nie, jy moet gelei word deur die Heilige Gees. Is nie genoeg om weergebore te wees. Nie genoeg om gedoop te wees met water nie. Is nie genoeg om gedoop te word met die Heilige Gees nie. Jy het nodig om gelei te word deur die Heilige Gees. Hierdie is wat jy luister, wat jy hoor hoe God hulle kragtig gebruik. Hulle word gelei deur die Heilige Gees. En toe die Here vir my dit sê, toe vat hy my na Romeine 8, en julle ken die skrif baie goed, kom ons gaan nou Romeine 8 toe. Romeine 8:14. Romeine 8 vers 14. Die is as volg. Hy dit lees, want almal, dit beteken vir ons, as jy weergebore is, gedoop is met water, gedoop is met die Heilige Gees, hy sê, want almal word deur die Gees van God gelei word. Daai woord gelei is 'n continuous tense, met ander woorde, aan mekaar, die hele tyd gelei word deur die Heilige Gees.
Dit beteken, wanneer die Heilige Gees praat, dan beweeg ons en ons doen dit wat die Heilige Gees sê. Hy sê, hulle wat gelei word, nie net een keer nie, elke dag, elke oomblik, gelei word deur die Heilige Gees. Die, daar is 'n streepie op die, klemtoon, die is kinders van God. En daai woord is rios, volwasse kinders van God. Onthou, toe jy tot wedergeboorte gekom het, was jy baba. Maar nou het ons deur die woord gevoed, moet ons sterker groei, dat ons kom tot die volle mate van die volle grootte van Jesus Christus. Volwasse kinders van God. Wie is hulle? Hulle wat gelei word deur die Heilige Gees. Efesiërs 4. Efesiërs 4 vers. Kom ons begin. Kom ons lees maar vanaf vers 11 af. Efesiërs 4 vers 11. Want dis die goed wat my praat. Ek deel in my hart. En hy het gegee sommiges as apostels, as profete, ander as profete, ander as evangeliste, as herders en leraars. Om wat te doen? Om die mense hier voor my toe te rus vir hulle dienswerk. My verantwoordelikheid is om u toe te rus vir u dienswerk. Tot die opbou van die liggaam van Christus. Lees mooi wat daar aangaan. Hy sê, totdat ons almal, nie die pastore nie, maar totdat ons almal, as jy gelowig is, wedergebore, gedoop met water, doop met die Heilige Gees, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Ons word nie gelei deur wat ons sien, hoor en proe en voel nie. Word nie gelei deur my emosies nie. My oë is op Here. Wat sê u woord? Ek gaan nou daarmee aankom. Reg, eenheid van geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Met ander woorde, wanneer mense na ons kyk, wie sien hulle? Die volle grootte van Jesus. En dis net moontlik, my boetie en sussie, as ons volwasse kinders van God is. En dit word ek as ek gelei word deur die Heilige Gees. Amen. Dan word ons volwasse Christusse. Ons lyk soos Jesus. Reg, nou wat keer dit? Want ek's weergebore, ek se doop in water, se doop met die Heilige Gees. Wat keer dat ek nie volwasse word nie? Dis die vraag wat ek myself toe vra. Wat keer, my broer en suster, dat jy nie soos 'n volwasse Christus optree nie? 3 V's. Die vlees. Dit keer dat ek en jy nie die volle beeld van Christus uitleef nie. Die vlees, die ou vlees. Die Bybel praat van of die gees van die wêreld. Christoffel, die gees van die wêreld maak jou kragteloos. Die gees van die wêreld, die ou ek wat dood is, wat soms opstaan. Dit maak dat mense nie die beeld van Jesus in my sien nie. Dat ek nie wandel soos wat hy gewandel het nie. Dis die 1. Nommer 2. Vrees. Vrees vir mense. Ek is in die winkel, die Heilige Gees praat met my. En sê, nie nou nie. Later. Ek's bang. Wat gaan hulle sê? Vrees vir mense maak dat ek nie wandel soos hy gewandel het nie. Die 3de een.
die verlede, ervarings van die verlede, maak dat ek nie wandel soos wat hy gewandel het nie. En as ek daaroor praat, dan is dit maar, ons het gebid vir daai een, ek het gebid vir daai een, en dit nie gebeur nie. En daai einde van die verlede, sê, gaan nie weer probeer nie. Dis die 3 goed. Ek sê nie so enigste 3 goed, maar dis die 3 goed wat ek opgetel het in my lewe, wat maak dat ek nie wandel soos wat Jesus gewandel het nie. Val die verlede, ons het gebid vir die en gebid vir daai en dit nie gewerk nie, en raai wat, nou is my ervaring staan sterker as wat die woord sê. God sê in sy woord, gaan uit. Lê julle hande op die siekes. Ek sal genees. Heer, maar my ervaring is nie dit nie. Dan sê ek stop maar liewers. Want my ervaring is 'n troefkaart, is hoër as wat die woord sê. En dis die rede hoekom ek nie my hande op mense lê nie. En dit beteken ek word nie gelei deur die Heilige Gees nie. As ek nie gelei word deur die Heilige Gees nie, kan ek nie 'n volwasse seun van God, as 'n volwasse seun van God optree nie. En die Here sê maar, ek wil jou in lyn bring met my woord. Ek het 'n plan vir jou. Dis hoekom vir jou die Heilige Gees gegee het. Ek het nie vir jou die Heilige Gees gegee om te sê, ek sit doop met die Heilige Gees nie. Ek het vir jou die Heilige Gees gegee om jou te bekragtig en jou te lei. Van oorwinning tot oorwinning in die naam van Jesus. Ons het dit volgend gesing. Maar dit kan nie net 'n lied bly nie. Here, dit moet realiteit word in my lewe. Want die Here sê, hy is nie aannemer van 'n persoon nie. Met ander woorde, die Here sê, hy het nie wit broodjies nie. Romeine 2. Ek dink is Romeine 2, laat ek gou soontoe gaan. Hy sê, hy is nie aannemer van persoon nie. Romeine 2. Romeine 2 vers 11. Hy sê, daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Hy praat daar van Jood, Griek of Jode. Hy praat net, God is nie aanneming vir persoon nie. Jean het nie ander Heilige Gees gekry as wat ek gekry het nie. Selfe Heilige Gees. En nog meer, hy sê dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het. Is daai selfde Gees wat in my en jou is. Met ander woorde, ek en jy het nie verskonings nie. Wat sê ek vir jy vanmôre? Ek sê vir jy vanmôre, ons het dit, wil het gesê, ons hoef dit nie te soek nie. Hy is hier binne in ons. Heilige Gees wat God is. Ons is toegerus met hom, Willie, en hy woon hier binne in ons. Johannes, kom ons gou net, ek weet nie of Willie waar gepraat het, kom ons kyk of dit in die Bybel staan. Johannes 16, dink ek. Nee, is 14, ekskuus, Johannes 14. Johannes 14, 16. Hy sê, ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n trooster, ander trooster gee, om by julle te bly en tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Belangrik, ek gaan nie daaroor praat volgende nie. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Omdat hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom. Omdat, hier kom dit, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hy woon binne in ons, die vuur is hier.
Met ander woorde, my broer en sussie, ek en jy die kapasiteit om te wandel soos wat hy gewandel het. Daar's 3 goed wat ek geïdentifiseer in my lewe. Die ou vlees, die ou Chris, of die gees van die wêreld. Nommer 2, vrees. En besonder vrees vir mense. Wie gaan my sien, wie gaan my nie sien nie. En dan die vrees vir die verlede se ervarings. Praat met ons. Ek wil afsluit vanoggend. En wat ek voel om te doen, as u vanoggend sê, maar dis ek. Chris, is nie net jy nie. Ek sit ook met hierdie goed in my lewe. Ek is ook weergebore. Ek is ook gedoop in water. Ek is ook gedoop in die Heilige Gees. Maar ek stoei om gelei te word. Ek stoei om te sê, Heilige Gees, maak nie saak wat nie. Is nie meer ek wat leef nie, maar Christus leef nou in my. Maak nie saak wat dit gaan kos nie. Ek gaan nie toelaat dat my ou mens my lei nie. Ek gaan nie toelaat dat vrees my lei vir mense nie. Ek gaan nie toelaat dat my mislukkings van die verlede waar ek probeer het en nie gewerk het nie. Ek gaan nie toelaat dat dit my lei nie. Dan wil ek hê dat u vanmôre saam met my sal staan. Baie interessant, Jesus het nooit vir sy disippels sê, gaan en probeer dit, en as dit nie werk nie, stop maar nie. Hy laat aangaan. En ons het hierdie ding, maar ek stop maar, want dit werk nie. En ek wil hier, as u vanmôre saam met my wil staan, sê, Here, ons bely hierdie goed. U het ons gedoop in die Heilige Gees, en die doel was om ons te lei, van oorwinning tot oorwinning. En dis my gebed, Here, elke ding wat my stop, dat ek wandel soos wat hy gewandel het, Here, wil ek bid en vra, help my om ontslae te raak van daai goed. Dat wat u woord sê, sal ek glo, en ek sal doen wat u woord sê. Ek sal gelei word deur u Gees. Amen. As u wil staan, is u welkom saam by te staan. Dankie, Hemelse Vader. Dankie dat u met ons gepraat het, elkeen vir ons. En dankie, Here, soos wat die woord wat Willie vanmôre gesê het, en selfs Jean, die lig is binne ons. Die vuur is binne ons. Hy is nie buite nie, u woon deur die Gees binne ons. En het ons toegerus met die Heilige Gees en krag en vuur. Maar Vader, ons het issues, ons het dinge wat verhoed, laat ons gelei word met die Heilige Gees, laat ons Christus openbaar deur ons lewens. Ons het die lig, maar ons is onder 'n maatemmer. En Vader, ek wil bid vir elkeen vir ons, laat U ons help, dat ons sal ontslaa raak van die maatemmer waaronder ons is. Die dinge wat ons terughou om nie te wandel soos wat hy gewandel het nie. Here, dalk is dit die vleeslike dinge wat ons najaag, en nie geestelike dinge nie. Dalk is dit die gees van die wêreld wat nog heers in ons. Here, dan is daar dalk vrees vir mense, wat hulle gaan dink en sê van my. Here, ons negatiewe ervarings, van waar ons probeer het, en nie gewerk het nie. En dit veroorsaak dat ons gestop het. En Vader, ons kom bely dit nou voor U as sonde. Dis verkeerd. En ons bekeer ons van daai gedagtes, van daai handelinge. En ons plaas ons dit vanmôre weer terug opnuut in U hand, o Heilige Gees, en vra, kom lei ons. Kom lei ons, sodat wanneer mense ons sien, na die lig in die lewe van Christus ons lewens sal sien. Dankie dat U woon in ons, o Heilige Gees.
U woon in ons. En dankie dat U ons lei. Ons onderwerp ons wil nou aan U en vra dat U ons sal lei. Treukie vir treukie. Ons sal nog foute maak, maar ons hart is om U te volg, om gelei te word deur U, o Heilige Gees. Vergewe ons, Vader, ons ongeregtighede. Vergewe ons vrees. En kom, ons is beskikbaar. Ons beskikbaar om deur U gebruik te word. O Heilige Gees, kom lei ons, o Heilige Gees, sodat die lig wat in ons skyn, Jesus, God die Vader sal groot maak. Dit is ons gebed vanmôre in die naam van Jesus Christus. Amen.